Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship, and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Die Heer, alle knegte van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Here staan. Hef op julle hande na die heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer. Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Here staan. Hef op julle hande na die heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer. Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Here staan. Op julle hande na die heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer. Goeiemôre en hartlik welkom. Ons is nou so 'n bietjie vroeg vanoggend. Jy het nie 'n verkeerde, jy het nie 'n kennisgewing gemis of enigiets nie, of jy's nie te laat nie. Vanoggend toe ek nou 'n bietjie vroeër wakker word en opstaan, toe besluit ek gaan vanoggend net vir ons lekker begin saam bid voordat Karen vir ons gaan lees uit die Bybel uit. So dit is nou die groot plan wat ons het hierso vandag, is lekker om saam te bid en so die naam van die Here te kan groot maak, saam met u as kind van die Here. Nou voordat ek oorgaan en lekker gaan bid, gaan ek vir ons weer 'n loflied sing, speel, dat ons lekker saam wakker word en so die naam van die Here te kan groot maak en te kan prys die tyd van die oggend. Wat 'n heerlikheid is dit nie, wat 'n aangenaamheid is dit nie, om so net saam as gelowiges die naam van die Here te kan loof en te kan prys. Nou ek gaan vir julle lied speel, O my siel, wees bly, jou verlossing is naby. So lekker herinnering vanoggend, voordat ons oorgaan, en ek gaan lekker saam met jou bid vanoggend, as ons meer mense het wat nog bietjie wakker is, dan na half gaan Karen die Bybel lees. Wel doen. O my siel, wees bly, jou verlossing is naby, en die hemelse kleed sal jy dra. Wees getrou en waak, hou jou klere rein, want die koms van die Here is naby. Daar sal glorie wees in die hemel daarbo, in die heerlike lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja, as my Jesus kom, halleluja. O my siel, wees bly, jou verlossing is naby, en die hemelse kleed sal jy dra. Wees getrou en waak, hou jou klere rein, want die koms van die Here is naby. Daar sal glorie wees in die hemel daarbo, in die heerlike lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja, as my Jesus kom, halleluja. My siel, wees bly, jou verlossing is naby, en die hemelse kleed sal jy dra. Wees getrou en waak, hou jou klere rein, want die koms van die Here is naby. Daar sal glorie wees in die hemel daarbo, in die heerlike lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja, as my Jesus kom, halleluja. Hallo, goeiemôre vir julle wat al so lekker vroeg ingeskakel het. Wat 'n heerlikheid is dit nie
om so in die naam van die Here te kan wakker word en so sy naam te kan verheerlik en kan groot maak en te kan prys. Is dit nie amazing nie? Nou ja, ek het besluit vanoggend, ek het vroeg wakker geword, en my hart ingekom, ons 'n bietjie vroeër opgaan en dan net lekker saam bid voordat ons saam met mekaar in die Bybel lees gaan deurgaan. En wat 'n heerlikheid is dit nie om so lekker saam deur die woord van die Here te lees nie, en dis goed en dit is reg en dit is perfek om dit so te doen, maar gebed is ook net so belangrik. So kom ons bid bietjie saam. Ek gaan net random bid. As jy 'n versoek het, as jy iets het waarvoor ons moet bid, asseblief los dit in die kommentare, of jy kan nou vir Karen 'n persoonlike WhatsApp stuur as jy dit nie so op die groep wil tik nie, en dan kan ons net lekker saam bid. Daar's heel wat behoefte binne in die bediening, binne in die gemeente, en ons gaan ook net so vir almal bid. So jy is nie uitgesluit nie, as ons nie jou naam noem nie, jy is nie uitgesluit nie, ek gaan maar soos wat die Here het vanoggend op my hart lê. Hemelse Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir die groot liefde, genade en barmhartigheid. Hoe groot is U in krag, in majesteit en in heerlikheid. Vader, wat 'n voorreg is dit, terwyl ons hier op aarde ons oë moet oopmaak, ons het 'n nag se rus, nag se slaap agter ons, en ons dag begin nuut. Vader, by U is daar nie dag en nag nie, by U, Vader, want ons wêreld, Here, party slaap en ander is al wakker. So U kan nie slaap nie, Vader, U is wakker oor die woord. U, Vader, is die God van hemel en aarde. Of ons slaap, of ons wakker is, Vader, U is daar. U Gees is daar. U Gees is lewend en kragtig. Vader, U woord is lewend en kragtig, Vader. En skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur, en dit maak skeiding tussen siel en gees, gewrigte en murg, Vader, en is 'n beoordelaar oor die oorlegginge en die gedagtes van die hart, Vader. U ken ons gedagtes vandag. Vader, U ken ons versigtinge. U ken ons benoudhede. U ken die onsekerheid van die dag. Here Jesus, soos U ons geleer het, elke dag het genoeg in sy eie kwaad. Daarom moet julle nie kwel oor hierdie dag, wat julle sal eet, of wat julle sal aantrek, en julle lewe ongerus maak nie, Vader. Ongerus maak ons nie ons lewe nie, oor die dag wat voor lê. Ons raak sommer in 'n ander mode, Vader. Ons is, Here my God, en ons bekommer ons oor dinge wat in elk geval sal vergaan. Baie keer wil ons net in die guns van 'n mens wees, en die mens gaan vergaan, Vader. Die mens se aardse lewe gaan op 'n einde kom. Here my God, en ons vergeet om die hele tyd in guns by U te wees. En daarom is ons vanoggend om ons harte net vir U oop te maak. Vader, dat ons hart meer moet verruim vir U woord, vir U koninkryk, vir ons medebroers en susters. Vader, wat die pad saam met ons stap. Ewige Vader, en daar's vandag baie behoefte tussen die kinders van U en die kinders van U se midde. En ek wil vir hulle bid, Vader. Daar is hulle wat siekte het, ons dink aan Alfred, Vader, wat hierdie prosedure moet gaan met hierdie, Here my God, met hierdie pyn in sy mond, Vader, en ons wil vra dat U hom ook ten volle sal genees. Here my God, daai pyn raak baie keer ondraaglik, en die hele situasie, Vader, sit geweldige druk op hulle finansiëel ook. En ons wil vir hulle bid vir U, vir as familie vandag, terwyl hulle so ywer het en 'n liefde het net om U te dien, om in te skakel, om daar te wees, Vader. Wil ons vra dat hulle getuienis, hulle lewe, nog meer sal getuig as wat dit reeds getuig, Vader. Dat U woord verder verbrei kan word en uitgebrei kan word. Here my God, ek sien Michelle en Henry, hulle het ingeskakel, en ek wil ook vir hulle bid, Vader. Hulle het soveel uitdagings, soveel dinge wat hulle in die gesig staar. Nie net vandag nie, maar elke dag, Vader. En daarom kan ons net vir hulle bid vandag, vir die wysheid van U, vir die insig van U, vir die guns van U, waar hulle guns nodig het. Vader, waar hulle wysheid nodig het om sekere besluite te maak, wil ons vra dat U dit asseblief sal laat gebeur. U is die kenner van die hart, U weet wat om te doen. Vader, U kinders
Die siel van elke kind van U is die belangrikste van alles. En alles, Vader, as ons voor U is en ons, Here my God, en ons soek U en ons is by U, Vader, werk alles daarop uit dat ons siel gered sal word. Vader, in die guns wat hulle nodig het, Vader, vandag, in hulle finansiële saak wil ons bid dat U asseblief dit sal laat geskied. Vader, as ons dink, ons kan ons mooi bemoediging kry. Dis wat ons leer in Romeine 15, ons kry hoop en bemoediging uit die skrifte uit. So wanneer ons selfs lees van Daniel en Josef en Moses, hulle en almal, Vader, hoe hulle guns gekry het, selfs Nehemia, met die koning van Persië, Vader, hoe elkeen guns gekry het by goddelose konings, konings wat besig was met afgoderry, 'n nasie wat besig is met dinge wat nie reg is vir U nie, tog het hulle guns nodig gehad by daai konings en by daai koninkryke, en U het vir hulle die guns verleen, Vader. En ons is in hierdie wêreld, en U weet dit, Vader, en ons het guns nodig by hulle wat in die wêreld is, hulle wat sake behartig, hulle wat dinge wat betrokke is by dinge in die wêreld waarvan ons afhanklik is, ons krag, ons water, huis, koop, karre, petrol, al die grydeniersware, werksomstandighede, Vader, en ons bid so dat U ook te midde van alles ook guns vir die kinders sal verleen. En ook ons dink spesiaal aan Michelle en Henry wat dit ook vandag nodig het. Vader, ek wil ook vandag bid vir Roland en Ria. Vader, ek wil bid vir Ria se gesondheid, dat U asseblief haar sal genees, sal volmaak sal herstel en sal oprig. Vader, asseblief, en dankie vir Roland wat by haar staan en versterk hom ook liggaamlik, Here, dat hy haar kan bystaan in elke saak en elke dag, Vader. Hy is die God wat die kenner is van die hart. En ons wil bid ook vir hulle vergeestelik, Vader, en terwyl hulle voor die aangesigte van U is elke dag, en Here, dinge om hulle sien in hulle familie, kinders, kleinkinders, en hulle is bekommerd en benoud oor elkeen se siel wat gered moet word, Vader. En hulle besef, het gaan nie vandag net oor om 'n goeie lewe te lei en kerk toe te gaan nie, Vader, dit gaan oor die werklike saak om U te dien in gees en waarheid. Vader, ons wil saam met hulle bid. Saam met hulle stem terwyl hulle vir almal bid, Vader, wil ons ook saam met hulle stem, wat hulle name ook al is, wie hulle ook al is, Vader, dat hulle vandag kan weet, daar is 'n God in die hemel, wat elkeen se hart sien, dat hulle getuienis, Vader, ons wil bid dat hulle nie moedeloos word nie, maar dat hulle getuienis verrykende gevolge sal hê, tot in die nageslagte, Vader, wat op aarde nog sal wees. Ons wil U net loof en prys en vir U baie dankie sê. Wat 'n voorreg is dit om te kan bid. Wat 'n voorreg is dit om met U te kan praat, Vader. Hoe heerlik is dit nie. Ons bid ook vanoggend vir Mary, Vader, terwyl sy ook ingeskakel is, Here my God, in haar saak, in haar situasie. Vader, wil ons vra dat U ook haar ten volle sal genees. Alreeds die feit dat sy nog lewe is 'n wonderwerk op sigself. Vader, terwyl hulle gesê het, sy sal Desember nie uitmaak nie, Vader, lewe sy tot vandag toe, en sy gaan aan, Vader. En ons wil bid vir volkome herstel, volkome genesing, ook in haar liggaam, Vader. Terwyl sy ook as ma, Vader, baie dinge om haar sien en benoud is oor baie se siele rondom om haar, Vader. Wil ons ook saam met haar stem, en ek wil bid dat U ook sal versterk, dat sy nie moedeloos sal word, en dat sy nie, Vader, sal ingee en sal toegee nie, maar dat sy eerder sal opstaan en bly vasstaan vir dit wat waar en reg is. Vader, ons wil U net prys en loof, want U is die God wat lewe, van nou af tot in alle ewigheid, Vader. Ons wil bid vir Kitty, terwyl sy so oud is, Vader, en ver op aarde, ver gevorderde leeftyd, is ons lewe maar net 'n handbreedte. Vader, is wat die woord ons leer, is 'n handbreedte, dit is nie eens lank nie, Vader. Ons kan onsself nie deur te bekommer, lewe by onsself voeg nie, Vader, maar ons kan die lewe wat ons het, leef tot eer en verheerliking van U heilige naam. O ewige Vader, ek wil vir U baie dankie sê, weer eens vir die geleentheid, wat ons het om so saam met ons broers en susters te kan bid, Vader. En weer eens besef ek, soos ek sien, die horlosie stap aan
As ons werklik waar vir mekaar begin bid, Here, is tyd nie eens 'n opsie nie. Here, vinnig daar is die tyd verby. Here, my God, en ek wil ook oor die algemeen net bid vir die kinders, wat in hierdie werksplek vandag moet ingaan. Hulle het nodig om geestelik staande te bly. Hulle word met soveel tydelike dinge gebombardeer. Werksdruk, Vader, en as jy by die werk is, baie werke speel die musiek, en is wêreldse musiek, en wêreldse dinge, en daar is niks wat jy daarin kan doen nie, Vader, maar nogtans, wil ek bid vir die kinders, dat hulle sal opstaan en staande sal bly. Here, terwyl hulle van hart en oor besny is, dat die krag en die heerlikheid van U ook in hulle geopenbaar kan word, waar hulle insig in hulle werk nodig het, en wysheid, hulle wat hulle eie besigheid, kliënte nodig het, Vader, as heel wat in ons bediening, ek wil die name noem nie, want ek gaan dalk iemand uitsluit. U weet wat is elkeen se behoefte, U weet wie die tender moet kry, wie die kontrak moet kry, Vader, U weet, en U verleen guns, Vader, en ons wil vir U baie dankie sê, dat U na U kinders kyk en omsien, U weet U kinders het inkomste nodig. Dis wat die woord ons leer, U weet wat ons nodig het, ons moet net U dien, U weet ons het daai werk nodig, U weet ons het die wysheid nodig, die kinders wat in die skool moet wees, en al hierdie dinge, die uitdagings, wat elke dag daar is. Vader, ons wil net vir die kinders bid, hou hulle staande, hulle moet ook weet, U is baie lief vir hulle, U gee om vir hulle, en hulle siel is in hemelse plekke. Baie dankie, Vader, vir U liefde, en vir U genade in Jesus se naam. Amen. Hallo, prys die Here, wat 'n heerlikheid is dit nie. Ek het gedink, ons gaan nou gaan nog 'n paar liedjies speel en bid en so, maar nee, die gebed is net so 'n heerlikheid, as ons vir mekaar begin bid. Nou, ek gaan my gebedstyd afsluit, ook met 'n lied, lekker net opgewonde, dan gaan ons regskuif vir Karen, en sy gaan dan ons Bybel lees wel behartig. Nou, ek wil net 'n lied speel wat ons sommer maar net opgewonde maak en oorwinning in ons hart gaan gee. En kom ons speel, Come Bless the Lord. Dit is ook 'n psalm, presies so in die psalm opgeteken. So sing net lekker saam en maak gereed. Kry jy Bybel reg om saam met Karen uit die Bybel uit te lees. Come bless the Lord, all you servants of the Lord, who stands by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place, and bless the Lord, and bless the Lord. Come bless the Lord, all you servants of the Lord, who stands by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place, and bless the Lord, and bless the Lord. Come bless the Lord, all you servants of the Lord, who stands by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place, and bless the Lord, and bless the Lord. Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Goeiemôre en hartlik welkom. Wow, wat 'n opgewondenheid was dit vanoggend om so lekker te kan begin met gebed. Dis altyd die belangrikste. Prys die Here. Ons is so opgewonde vanoggend en dankbaar teenoor die Here dat hy ons nog 'n nag deurgedra het, gehelp het, gespaar het, sodat ons vanoggend nog die woord so saam kan lees. En ek sien baie is al ingeskakel. Jy het nie die tyd verkeerd gehad nie. Staan net so lekker voor die tyd vir ons begin bid. Dit was sommer so lekker opgewondenheid en ek hoop dit gebeur sommer baie meer, my man. Dis so lekker. Okay. Ons is mos 'n Dak Facebook radiostasie. So ons kan baie meer uitsaai, soos ons op die lig gaan, so kan ons net lekker saam kuier. Nou vanoggend wil ons vir julle baie welkom sê hier by ons Dak Facebook radiostasie, waar ons vanoggend die program gaan wy aan Bybel lees. Nou ons gaan vanoggend lees uit Matteus 14 vanaf vers 22. Jy kan solank jou Bybel daar oopmaak,
Matteus 14 vanaf vers 22. My man het nou klaar so lekker vir ons gebid, maar ek dink ons gaan net weer lekker saam bid. Dis die Amen. belangrikste is gebed. Dit is 'n verhouding met ons hemelse Vader. Kom ons bid lekker saam. Vader, baie, baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u grootheid, u goedheid, u liefde, u krag, u heerlikheid. Vader, vanoggend in my man se bid, te besef ek weer wat se voorreg het ons. Ons het hoop in u. Elke dag van ons lewe het ons hierdie hoop om, Here, te weet u sal help, u sal uitsorteer. Ons kan u aanroep vir genesing, ons kan u aanroep vir voorsiening. Ons kan u aanroep vir ons verlossing, Vader, in ons lewe, vir ons geestelike lewe, vir ons ewige lewe, Vader, om te weet ons kan by u wees. Elke dag ons siele sal weet reeds Here, in hemelse plekke, waar presies dit is, weet ons nie, maar ons is in hierdie vergadering en ons moet hierdie vergadering bywoon, gedurig deur. Ons moet nie hierdie onderlinge byeenkomste mis nie, Vader. En ons dankie net vanoggend dat u ons versterk en krag gee en Here, terwyl ons ook die woord so lees, dat u ons sal wysheid en insig verleen, om dit aan mekaar te kan deel, te kan verduidelik, Vader, is dit nie 'n heerlikheid nie. Baie, baie dankie vir die geleentheid en ons wil bid dat u ons net sal help deur hierdie dag, sal help in hierdie dag, Vader, soos my man gebid het, elke broer en suster wat hierdie dag moet ingaan met soveel uitdagings. Daar's vanoggend wat benoud is, Here, in hulle maag voel hulle die benoudheid vir hierdie dag, Vader, en ons wil bid vanoggend vir vrede, vir kalmte en rus in u. Dat ons hier net sal bly dien, dat ons altyd net by u sal wees, Vader. Niks in die wêreld is belangrik nie, want dit gaan verby, dit gaan vernietig word, maar in u is alles belangrik, dit is blywend, tot in alle ewigheid. Dit wat ons nou by mekaar maak, dit wat ons nou doen, het 'n ewige effek in ons lewe. Amen. En ons dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Prys die Here, wat 'n heerlikheid. Ek gaan net vir ons 'n lied speel, die goeie krygsman. Dis my ywerigste lied. So kom ons luister lekker saam na die goeie krygsman. Verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus, ons verlosser. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom toe en die sorge en genot van die lewe nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. Lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus, behaag die een wat hom vir die diens gewerf het. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom toe in die sorge en genot van die lewe nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. Lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus, behaag die een wat hom vir die diens gewerf het. Lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus,
hom vir die diens gewerf het. Wow, is dit nie amazing nie? Ons moet daai krygsman wees wat ons nie toe wikkel in die sorge van hierdie lewe nie, die genietinge van hierdie lewe nie. Ons moet die Here dien, altyd deur. Ons moet daai krygsman wees wat bereid is om ons lewe neer te lê. Dan is jy 'n krygsman. Is dit nie amazing nie? Amen. Ons hoef nie te gaan veg nie, ons moet ons lewe neer lê. Nou kom ons begin hierso by Matteus 14 vanaf vers 22. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. Ek gaan net eers vir ons die hele saak lees en dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels. Lekker. Yes. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En ek lees so heeltyd so deur hoe Jesus altyd alleen in eensaamheid gaan bid het met sy Vader, met gaan praat het, sy hart gaan uitpraat het, sy wil gaan soek het in die verborgene. En toe het God die Vader hom vergeld in die openbaar. Sure, wow. En dit is so amazing om daaraan te dink. Jesus het altyd geweet, daai tydjie wat hy het, moet hy spandeer in sy Vader se teenwoordigheid. Dit was vir my baie mooi. Die hele bergredes en alles wat ons deur gaan sien, ons die hele tyd uit gaan bid. En die skei was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dis 'n spook. En hulle het geskree van vrees, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik, U is die Seun van God. Ek wil tot hierso lees. En dit was vir my so mooi geweest om hierdie hele gedeelte so te lees, en ek en my man het nou gisteraan so lekker deurpraat. Dit was net so amazing geweest, want onthou net, hulle was in doodsbenoudheid geweest. En my man sê vir my dat as hulle het 'n mite gehad, dat as hulle 'n spook gesien het hulle geweet, dit is verby. Hulle lewe is verby. So hulle was in hierdie geweldige benoudheid geweest, maar in dit moes hulle iets verstaan, en dit het my hart getref, om te besef dat hulle was nie sommer net verniet in hierdie benoudheid geweest nie, hulle moes iets begryp, hulle moes iets verstaan uit hierdie situasie, uit hierdie benoudheid waarin hulle verkeer het. Hulle benoudheid was tot die dood toe gewees. Hulle het geweet, dis verby met ons, ek gaan nou doodgaan. So, dit was daai angs en benoudheid wat hulle gehad het in hulle harte. Nou, wanneer 'n mens deur sulke benoudheid gaan, baie keer is dit 'n saak van jy moet iets verstaan. En dit het nie net gegaan oor die wonderwerk nie. Natuurlik, dit was amazing geweest. Maar hulle moes iets verstaan uit dit uit wat hier gebeur het. Nou baie keer gaan ons deur iets en ons kry 'n uitkomste en ons is opgewonde oor die uitkomste en ons gaan maar net weer aan met ons lewe. Asof daar nou nie eens iets in ons lewe gebeur het nie, want as die uitkomste kom, dan is mens verlig en jy voel so, ag, nou kan ek net weer agteroor sit en nou kan ek net weer my lewe geniet. Maar uit hierdie saak uit moes hulle iets besef. Wat moes hulle besef het? Jesus Christus is waarlik die Seun van God.
Dis wat hulle uit hierdie moes verstaan het, van harte. Hulle moes al die profetiese woord, moes hulle aangeneem het, hulle moes verstaan het, hierdie is die verlosser, die saligmaker, die redder van ons lewe. So, dit is hoekom hulle deur hierdie geweldige benoudheid gaan, en ek besef dat hoeveel wonderwerke het hulle tot op hierdie stadium gesien. Geweldig baie. Ja. Maar dit is asof dit 'n mens se hart meer tref as dit oor jouself gaan. Is dit nie so nie? 'n Mens kan baie keer sien hoe die Here baie dinge vir ander mense doen. Hulle het hoeveel genesings gesien plaasvind. Maar dit het hulle harte nie so getref nie. Maar die oomblik toe hulle in daai benoudheid sit, toe leer hulle, wow, maar hy's waarlik die seun van God. Wow. En dit is wat in ons harte moet gebeur, wanneer ons deur omstandighede gaan. Ons gaan nie sommer net deur omstandighede, en dan gaan dit weer verby, en dan gaan ons weer deur omstandighede, en dit gaan maar net weer verby, en dis maar ons lewe, en dis hierdie seisoen, en dis hoe die mens praat, dit is hoe dit al afgewater is. Yes. Ons gaan gedurig deur hierdie benoudhede. Hoekom? Om te verstaan dat ons van die brood, die ewige brood alleen moet lewe, van die woord van God alleen moet lewe. Dit is wat ons moet verstaan uit ons benoudheid en ons angs. Baie keer voel dit is verby. Dis nou dood. Daar is niks meer nie. En daar is baie keer wonderwerke. Maar dit gaan nie oor die wonderwerk nie. Dit gaan daaroor wat het in jou hart gebeur, wat het daar plaasgevind, wat jy verstaan het daardeur gebreek, van die woord van die Here. Nou hulle het hier sekerheid gehad. Dit was vas in hulle harte. Maar Jesus is wel die seun van God. Ja, en dit klink maar eintlik eenvoudig, hulle moes dit nou maar net gaan vaar het, want omdat jy glo dat Jesus is die seun van God, jy het nou 'n Bybel wat jy kon gelees het, jy het dalk ouers gehad of 'n kerk of iemand wat dit vir jou op 'n manier oorgedra het. Ja. Maar hoe lank het dit gevat vir elkeen om werklik waar sy hart oop te maak om die seun van God, die verlosser, die redder te aanvaar, die hart oop te skeer dat hy wedergeboorte moes plaasvind. En ons moet net onthou, hulle was hier vasgevang nog in 'n tradisie. Daar was nie 'n Nuwe Testamentiese Bybel met 100 bevestigings dat Jesus die seun van God is nie. So hulle harte moes uit 'n Joodse vleeslike denkrigting uitbreek, om te verstaan, wow, U is werklik die seun van God. Nie net op meriete van die wonderwerk nie, maar die wonderwerk het hulle harte so oopgebreek, die situasie, die benoudheid. Toe dit gebeur, toe kom hulle agter, wow, hierdie is werklik van harte, en dit het hulle harte verander, dit het hulle wese verander. Dit is soos die dag, toe jy tot bekering kom, en jy daai klik gekry, daai verstaan, die gees wat jy ontvang het. Dit is daai selfde krag wat in hulle gewerk het, om hulle te laat verstaan. Jesus is die seun van God. Baie keer klink dinge sommer eenvoudig, baie keer is ons self ook bedien. Kyk hierdie skrif en kyk daai skrif, dit klink dit so maklik. Maar die mens kan slegs daai verstaan kry deur sy druk en sy benoudheid wat hy elke dag ervaar. Wow. Ja, my man, dit is amazing. Daai wedergeboorte wat plaasvind, daai verligting in die hart, daai verstaan ewe skielik in 'n mens se hart. Die genesing wat plaasvind in 'n mens se siel, is dit nie die mooiste, amazingste wat in 'n mens se lewe kan gebeur nie. Daai tweede geboorte. As ek so kyk na 'n klein mannetjie wat gebore is, dan dink ek, Here, dit was nou sy eerste geboorte, sy vleeslike geboorte op hierdie aarde. Maar dit beteken nie eintlik veel as hy nie tot wedergeboorte gaan kom nie. Dan is hy maar net soos iemand wat maar net soos die ander mense hel toe gaan. Maar as 'n mens jou hart kan oopmaak en hy tweede geboorte kan deuragtig raak, is dit nie amazing nie? Dan is daar daai verligting, genesing in 'n mens se lewe. Jy verstaan, jy sien ewe skielik in God se koninkryk in. Jy verstaan dinge wat jy nooit verstaan het nie. En jy kan daar ingaan, as jy natuurlik die pad bly stap. En dit is, ons gaan gedurig deur druk, deur verdrukking, deur benoudhede, sodat daai hart
kan oopmaak. Dis waaroor ons hier deurgaan, mense. Dis dat hy hart kan oopmaak om nog beter te verstaan. Moenie vandag net voel my omstandighede moet verander nie. Wees bereid om daai hart oop te maak. Om voor God te kom in jou binnekamer. Baie keer is daai benoudheid so groot, jy weet nie wat om daarmee te doen nie. En dan trek ons weg van die Here af. Ja. Dan gaan worry ons redeneer in ons koppe. Ons maak allerhande planne. En dit is op daai punt wat jy net moet oorgee en sê, Here, ek is klaar met my eie planne. Ek wil net my hart voor U oopbreek. Ek wil dit net oopmaak, sodat daar iets lewend in my hart kan raak. En dit is waar ons groei lê. Daai benoudhede wat ons deurgaan, wat ons bereid is om voor God te kom en 'n verhouding met hom te hê en hom werklik te vertrou in ons lewe. Ek dink nou sommer so aan Petrus nou hierso. En ek dink weer aan die dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Hoe moet die Here vir jou iets doen as jy dubbelhartig is? Ons moet standvastig raak en 'n standvastige verhouding met die Here hê. En dit is waar daai groei plaasvind. Dis waar daai verstaan van baie dinge begin plaasvind. Jy bid baie keer oor daai omstandighede waarin jy is. En jy roep die Here aan vir daai omstandighede. En terwyl jy dit doen, dan maak die Here die woord vir jou oop. Ja. Want wat moet jy verstaan? Jy moet die woord verstaan. Hoeveel keer het ek en Stanley dit al beleef in ons lewe? Dit voel of die bloed uit jou uittap en wat 'n benoudheid jy is. Maar God het nie 'n saak met hierdie aardse goed waarin jy nou 'n benoudheid is. Daai benoudheid moet jou hart oopmaak om iets te kan verstaan. En omdat ons die hele tyd wegtrek en nie bereid is om daai hart oop te breek voor die Here nie, net te huil en uit te sorteer en jou hart uit te praat, kan ek vir u sê, daar kom 'n groei in jou geestelike lewe. Môre is jy nie meer dieselfde mens nie. Maar as jy wegtrek, môre is jy net 'n harder mens. Ja, is so. Want omstandighede kan mens geweldig hard maak ook. Ja, is so. Of dit kan 'n mens laat jou hart oopbreek. Daai sagmoedigheid in jou hart begin deurbreek om werklik te verstaan wie is God. En vir ek sien nou nie die paar verse voor, en dis net tot die einde van die hoofstuk. Dalk kan jy vir ons gou lees vers 34 tot 36. Dalk net gesê ietsie noem daar. En hulle het oorgevaar en in die land Genesaret gekom. En die manne van daardie plek het hom herken en in daardie hele omtrek uitgestuur en almal wat ongesteld was na hom gebring. En hulle het hom gesmeek dat hulle maar net die soem van sy kleed mag aanraak en almal wat dit aangeraak het gesond geword. Ja, dit is eintlik nou presies wat jy nou hierso sê, dat ons is baie keer soos hierdie skare, ons gaan net vir daai wonderwerk. Is so. Ons weet wat is die regte ding. Ek kan vir mense vra om vir my te bid en nou hoor ek met vir ure bid en ek met die Here soek en nou doen ons dit en die uitkomste is daar en is al waarvoor ons eintlik baie keer ons gebedstyd wy, is om uit ons benarde situasie uit te kan kom. En voor dit het die grootste wonderwerk in harte plaasgevind. En dit is die apostels, die disippels nog op daai stadium, wat erken het dat Jesus is die Seun van God. Ja. En die ander het nie beleef nie, hulle het net weer gegaan vir daai wonderwerke. So ek dink nou baie keer aan my vrou as, wanneer die Here so deurbreek in 'n mens se hart en die woord maak oop in jou benoudheid, dan dink jy baie keer, hierdie omstandighede moet nie weggaan nie, want die rykdom in die woord wat jy verander, wat jou karakter verander, dink vir 'n oomblik daaraan. Die woord moet jou karakter verander, jou insienswyse verander, spontaan van so 'n aard, dat jy nooit weer sal terugkeer na jou vorige idee, denke ensovoorts nie. Ja. So en so begin 'n mens te groei. Elke aspek van jou lewe moet daai verandering beleef. En dis hoekom ons konstant in drukking is, want daar's soveel fasette van ons lewe wat moet verander, en dit is 'n daaglikse saak. Dit is my man, hoeveel keer het ons op mekaar gesê, hierdie omstandighede moenie verander nie. Want die rykdom in 'n mens se hart, die verstaan van 'n mens se hart, is baie meer werd as enige uitkomste. So dit is 'n groot saak, as mens daai geheim in 'n mens se lewe kan leer, en jou druk en verdrukking kan lief kry. En sê, Here, ek moet bly leer, ek moet bly groei, ek moet bly verstaan, my hart moet bly oopmaak. Dan raak dit 'n heerlikheid. Maar as 'n mens net gaan vir die uitkomste, raak dit 'n vloek.
Want dan voel mens, dis nou die eerste een, daar kom 'n tweede een, daar kom 'n derde een. En so gaan ons aan en ons raak deel van die wêreld en ons raak deel van die wêreld se gesprekke. En ons kry amper hierdie bygelowigheid in ons lewe. Okay, 3 goed het nou gebeur, nou is dit klaar. Terwyl die woord sê, ons gaan daardeur gaan tot op die einde toe. En die Here ken elkeen se hart. En wat elkeen na hom toe moet trek. Ja. En gewoonlik gaan dit oor finansiële druk. Die mens is net so. So is. Dis hoe die mens is. As daar tekorte is, ek bedoel dit is al van Israel af. Ja. As daar tekorte is, dan roep die mens uit. Maar andersins gaan hy net aan, asof God nie bestaan nie. En hy lewe hierdie lewe en hy doen wat hy wil. En hy gebruik sy geld waarvoor hy wil. En hy gaan net aan, asof God nie bestaan nie. Maar sodra daai druk daar is, dan is jy bewus. Ja, ek dink nou aan my vrou, dit wat jy nou sê van Israel en sorry, trigger my net gou hierso. Dat selfs toe hulle afvallig geraak het met die afgode. Hulle het die afgode lekker gedien tot die moeilikheid gekom het. Sure. Nou moet ons terugkeer na die Here toe. So terwyl daar nie moeilikheid was nie, partykeer as jy lees in die Bybel vir 40 jaar. Is so. Eintlik 'n hele geslag het hulle afgode gedien. Dan backfire die hele ding op hulle. En nou begin hulle die Here weer te soek. So man, die tye toe dit goed gegaan het dit nie vir hulle saak gemaak of hulle afgode aanbid of nie. Ja, dit is so my man. Ja, en ons is baie keer lekker in die wêreld terwyl dit goed gaan. Ja. Ons worry nie. Ons gaan net aan, asof ons eie lewe lei. Maar as daai moeilikheid daar is, dan weet jy. En dit is God se regverdige oordeel. Yes. Dit is sy genade, dis sy barmhartigheid. Dat ons deur hierdie druk bly gaan, dat ons nie afvallig raak nie. Dat ons nie agter die wêreld aangaan nie, dat ons hom soek, dat ons by hom bly, dat ons sy rykdomme in die hande kry. Dat ons sy verstaan het in ons lewe en altyd kan verstaan dat die koninkryk van God oor siele gaan. Altyd, altyd, altyd. En oor ons medebroers en susters waaroor ons moet omgee. Dis waaroor sy koninkryk gaan. Dis so lekker om dit vanoggend te verstaan. Nou, terwyl ons nou so klaar gelees het, ek gaan net tot hier lees vanoggend, gaan ons sommer net 'n lekker lied luister uit Psalms uit van Juig voor die Here. Kitty het eendag toe stuur sy vir my, sy het nou oor hierdie Psalm gedroom, dis nou Psalm 100. En toe sê ek van, ag nee, dan maak ons sommer 'n lied van hierdie Psalm. So dit is Kitty se lied. As ek kom sien, dan dink ek aan Kitty. So kom ons sluit af met hom. Ek weet nie, my man, wil jy nog ietsie byvoeg of iets? Of jy saam bid of ietsie? Is jy reg? Ek is reg. Ek dink ons het lekker saam gekuier vanoggend. Ek hoop jy het geniet. Dit was vir ons so 'n heerlikheid gewees. Sê net vir die mense, die wat nou eers half ingeskakel het, vanoggend het ek al 10:05 begin bid. So ons het dit nie vooraf afgekondig nie, so jy het niks gemis nie. Dit was maar net spontaan vanoggend vroeg opstaan en klaarmaak. Yes. Was op my hart gewees om dit te doen. So as jy eers half ingeskakel het, moet jy weer gaan luister want die eerste 20 minute was gebed gewees. So, en nou is dit lekker daar vir mekaar gebid, so word ook daardeur versterk. Amen. So ag ons wil hê dit moet net so spontaan wees in die bediening. Whatever gebeur, hier sal 'n notification daar kry dat ons live is en dan gaan ons op en dan doen ons ding. Dis net so 'n heerlikheid. Ons moet altyd paraat wees om die Here te dien. Is dit nie so nie? Nou môre aand 6:30 doen ons die feeste. So ons het 'n Bybelstudie oor die feeste hierdie week, Woensdag aand Stanley in Engels, ek Dinsdag aand in Afrikaans. So onthou daarvan, skakel in, geniet dit. As jy nog nie jou les gekry het oor die feeste nie, laat weet vir ons dat ons handleiding vir jou kan stuur en dan kan ons ook so lekker daardeur werk. Maar julle moet 'n wonderlike dag hê. Ons bid vir almal by die werke vandag, vir al die uitdagings, al die dinge. Moenie te benoud wees oor hierdie wêreld nie. Soek die Here dat hy vir jou kan guns gee in alles. Loof die Here. Jy moet 'n baie lekker dag hê. Lief vir almal. Bye bye. Juig voor die Here, o ganse aarde, dien hom, kom voor hom met blydskap,
gaan sy poorte in met lof, voor hom met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Hy is goed, hy is God, hy het ons gemaak, om syne, sy volk en die skape van sy weide, gaan sy poorte in met lof, voor hom met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Hy is goed, hy het ons gemaak, en ons is syne, volk en die skape van sy weide, gaan sy poorte met lof, voor hom met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Hy is goed, tot in ewigheid, sy trou vir altyd, gaan sy poorte met lof, voor hom met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Hy is goed.